dit is dan 25 September vandag 2025, lesing 43 van die Groot Johannes Evangelie, boek 3. Ons staan nou daar by die see saam met Joshua en al sy groot geselskap, seker meer as 100 mense daar, paar honderd mense, en ons is nou net voor 'n sonsverduistering, en ons het nou gelees dat daar 3 skepe, dink ek, is wat in gevaar is. En Joshua sê, hy moet hierdie skepe baie vinnig by die kant kry, want die bygeloof van die heidense skippers gaan maak dat hulle die mooi dogter wat op die skip is, met haar pa oorboord gaan gooi, as 'n offer vir die gode. Dit is hoe hulle bygeloof gewerk het in daai tyd, was baie erg. Nou, in hierdie les wat ons, of lesingkie wat ons nou doen, hoofstuk 82, is daar ook vir ons 'n eindtyd les. Al hierdie goed is lesse. Nou wat 'n les kan hierin wees? Hierin is vir my 'n les dat daar iewers 3 skepe, 3 instansies, 3 kerke, wat met heidene gevul is, Grieke, wat maar basies deel uitmaak van die verlore stamme van die huis van Israel, op 'n wonderbaarlike manier deur Joshua gered gaan word deur 'n ingryping. Wie dit is, wat dit is aan die einde van die tyd, weet ek nie, maar ek weet dit is, al sy woorde het 'n baie dieper betekenis en het 'n profetiese betekenis. So kom ons lees, miskien kan julle my help as ons klaar is wat hier aangegaan het in die gees. Sireneus span die opskrif hier is Raphael, red etlike Grieke, hoofstuk 82. Sireneus span te vergeef sy oë in, maar hy sien geen skip nie. Ewe so verg dit Markus met onder andere baie skerpsiende oë en sien die skepe die grootte van 3 muggies op die see vaar en sê dan, meester, met 'n gunstige wind sal hulle eers oor 'n uur of 2 aan hierdie oewer wees. Joshua sê, bekommer julle maar nie daaroor nie. My skipper sal hulle heeltemal op die regte oomblik na die oewer bring. Die 30 jong fariseërs vra, waar en wie is dit wat dit kan doen? Joshua sê, julle ken tog die jong opvoeder van die pleegseun van Sireneus. Dit is hy. Die 30 vra angstig, waar lê daar dan 'n skuitjie vir hom klaar? Toe sê Raphael, dis die engel in menslike gedaante, dit het ek nie nodig nie. En op daardie oomblik verdwyn hy. Almal skrik in die mening dat die jongeling in die water gespring het en nou, soos 'n vis so vinnig deur die water op die skepe sal afskiet. Want hulle het nog nie geweet dat Raphael eintlik 'n engel en daarom 'n suiwer gees is nie. Talle het hom beskou as die opvoeder van Josua, terwyl hy maar net die opvoeder van Jara is. Maar omdat hy hom hier meer met Josua as met Jara bemoei, sien talle hom hier aan as 'n jong opvoeder van Josua. Maar nog voor die vraagstellers werklik na hom kon omkyk, was Raphael al met die 3 taamlike groot skepe by die oewer, en staan hy aan boord van die skip waar die vrome Griek hom met sy nog vromer dogter vol verbasing en ontsetting bevind. Want in die eerste plek kom die onbegryplik vinnige landing aan 'n kus, wat vir hom heeltemal onbekend is, vir hom soos 'n droom voor, en ten tweede weet hy nie wat hy moet dink van die jong skipper nie, en hy kon hom oor hierdie wonderbare verskyning ook geen rekenskap gee nie, want die verandering het te vinnig en te wonderlik verrassend gebeur. Nou, hierdie Griek was nie 'n arm man nie, en as ons nou kyk na die beskrywing, 'n vrome Griek en nog 'n vromer dogter, en dat hulle op soek was na die waarheid. Hulle het uit Griekeland, wou hulle na Judea gaan om in die tempel uit te vind of Jahwe, die God wat daar aanbid is, die ware God is. So daar was 'n soeke in hierdie Griekse hart na waarheid. Joshua weet dit al lank al.
en hy bring die skepe in die omgewing van hierdie plek waar hy homself nou bevind. En Joshua trek, hier kan ons duidelik sien dat hy die engel gebruik om daai skip nader te trek op 'n bonatuurlike manier na hom toe. Nie terwille van die heidense skippers wat nou geen oomblik sou gehuiwer het om die Griek dood te maak nie. Maar die Griek stel die wat soekers is na waarheid voor en wat bereid is om alles op te gee, groot offers te bring vir die waarheid. En dan sal Joshua, ten spyte van die feit dat hulle in 'n heidense skip of in 'n heidense kerk of organisasie sit, sal hy hulle tog uitred. Want op die ou einde trek Raphael hulle net na hom toe. Dit is sy werk. Die skippersknegte staan so standbeelde vol verbasing by hulle roeispane en durf dit nie weer in die water te steek nie. Maar na enige oomblikke van groot verbasing en verwondering, vra die Griek baie eerbiedig aan die jongeling: "Wie is jy, magtige wese? Wie het jou beveel om ons so vinnig na die veilige oewer te bring? En waarom?" Raphael sê: "Vra nie, maar kyk na die son, wat nou weldra vir 'n paar oomblikke sy ligglans sal verloor. As u op die oop see sou gewees het, dan sou die bose bygeloof van die skipperknegte u saam met u dogter oorboord in die see gewerp het, waarna hulle u saamgebringde skatte onder mekaar sou verdeel het. Dit het ons groot goddelike meester voorsien, en daarom het hy my gestuur om u vinnig te red. U is nou heeltemal in veiligheid, maar tog kan u nog onaangename dinge te wagte wees. En daarom moet ek gedurende die duistere gebeure by u op die skip bly, omdat u andersins nog baie ongemak van die ruwe skippersknegte sou kon ondervind." Die Griek kyk nou na die son en merk tot ontsetting van homself en sy dogter, dat daar van die son nog maar net 'n baie smal randjie oorgebly het. Hy staan van sy sitplek af op en donder 'n vloek omhoog na die draak, wat die son nou heeltemal dreig te verslind. Dit was by taamlik baie heidene van Klein-Asië 'n vrome gebruik om, tydens 'n sonverduistering, 'n aantal van die grootste vloeke na die slegte draak omhoog te stuur, sodat hy daarvan sou skrik en die verslinde son weer sou uitspoeg, waarop hy dan verder lig kon gee. Maar nog voordat die oue klaar was met sy vrome vloeke, word die son heeltemal deur die maan bedek. Toe ontstaan, onthou dis nou pik donker daar by hulle, dat hulle die sterrehemel kan sien. Toe ontstaan daar 'n onverwagte wille gehuil onder die skippersknegte, maar ook aan die oewer by die Romeinse soldate en die skippersknegte, wat byna buite hulle self van angs word, stort hulle op die Griek en wil hom met sy dogter en Raphael in die see gooi, want hulle gee hierdie drie die skuld van hierdie verskriklike gesel van die gode, en wil hulle daardeur versoen. Maar Raphael tel al die skippersknegte uit die skepe op en plaas hulle aan land. Die ergstes werp hy egter in die see, en hulle het as geoefende swemmers groot moeite om taamlik ver onderkant die skepe heeltemal uitgeput die land te bereik. Nou ja, terwyl ek hier lees, kan ek nie anderste as dat die sonsverduistering hier, Joshua is tog die geestelike son. Joshua is altyd by ons, al lyk dit hoe donker. En ek vermoed dat dit mik op die tyd waar die groot verduistering deur die antichrist oor hierdie aarde gebring gaan word, waar Joshua se lig heeltemal gedoof gaan word. Maar nog steeds is sy engele by ons in daai duister tyd. Nog steeds is Joshua daar om ons te red. En veral hierdie mense wat nou in hierdie heidense toestand, hulle self nog in 'n heidense toestand in hulle self bevind, op 'n heidense skip is,
en die see is maar altyd die tale, volke en nasies wat heers, en nou word hulle gered. En alhoewel dit baie naby aan hierdie ouens, hierdie pa en sy dogter se dood was vir hulle, was die engel daar en gryp hulle en gooi van hulle in die see, van hulle plaas hy op die land. Die op die land plaas beteken om by Yeshua te wees, want hy staan op die land nou. En die wat in die see ingewerp is na my mening die wat nie, in elk geval nie kon hoor nie. En hulle moes nou maar worstel daardeur, tot die son weer begin skyn het. En dit is al wat ek kan sê. Ek kan nie 'n ding sê, dit is hierdie en hierdie en hierdie kerk nie. Maar ek weet wel dat dit kerke is wat heidense gebruike aanhang. Wat feitelik die hele wêreld se kerke is. Waarvan die Rooms-Katolieke seker die ergste kerk is. Maar die ander bly nie eintlik ver agter hulle nie. Maar binne in hierdie kerke gaan ons almal mense vind, wat soos die Griek en sy dogter, 'n werklike, ware soeke na die waarheid gaan hê. En vir hulle moet ons dan altyd nader trek. Ek sit nou en dink aan die ou wat nou sou weggeraap gewees het met sy gemeente. Is er iemand iets gehoor of hulle toe weg is? Nee, ek kom daar. Wel, hy is nog daar, so hy kan sy konsert in elk geval hou, blykbaar wat hy nog bespreek het. So ek dink nie, hy was te ernstig nie. Al wat so 'n valse leerstelling, so 'n duisternis vir so 'n ou kan doen, ek sê kan maak dat sy gees ontvankliker word vir waarheid. Want hy het vas geglo, hy het die waarheid met albei sy hande beet, hy staan met sy voete op die rots van waarheid. Want geen ander mens sal homself so openbaar, as daar 'n kans in sy gemoed was, dat hy verkeerd is. Dan sou hy dit stilgehou het. En gesê, mense, dit kan gebeur, maar ek is net 'n mens, maar hy het absoluut dit afgekondig. So 'n mens moet nou, deur hierdie daad wat hy gedoen het, wat hom sekerlik nou 'n bietjie nederiger gestem het, moet nou die waarheid aan hom gebied word. En moet hy blootgestel word aan die ware son van geregtigheid, Yeshua. Net soos Maleagi 4 sê, en aan die einde van die tyd sal hy die son van geregtigheid laat opgaan oor almal op hierdie aarde. En hier is die son van geregtigheid, hierdie bladsye voor ons. Dit is die woorde, en dit gaan maak dat ons kragtiger teen al hierdie goed gaan staan, as die mense wat net die kerklike dogma saam met die verdraaide Bybels het. Want dit is die hoofoorsaak van dinge. Ek noem nou maar hierdie voorbeeld, maar daar is so baie, maar hierdie was nou, in hierdie week het dit nou afgespeel. En dit kom van mense wat hoofsaaklik Paulus se geskrifte vat en dit verhef bo Yeshua se woorde. Dit is hoekom Paulus se geskrifte nie in die boek van herinnering is nie. Want dit is nie deel van die oorspronklike fondament wat Yeshua vir ons nagelaat het nie. Die fondament van die nuwe Jerusalem, dit is die stad waarin ons almal wil gaan, hier op aarde wat nou opgerig word, het net 12 fondamente, nie 13 nie. Paulus was nooit 'n apostel nie, want die woord apostel in Grieks beteken apos en toelaat, gestuurde getuie, dis wat dit beteken. In die hof, in ons tyd nou, kan jy nie hoorsê getuienis aanbied nie. Die hof werk dit uit. Daai persoon wat dit self gesien het, en gehoor het en ervaar het, hy moet self getuig. Jy kan nie kom sê, dat dit en dit, het 'n ander ou gesê nie. En dit is dieselfde, met die Vader se struktuur wat hy opgerig het. Daarmee verwerp ek nie Paulus nie. Maar Paulus, wat deel is van die mure van ons innerlike huis, moet altyd bo op die fondament staan. As jy hom verkeerd interpreteer, en baie mense interpreteer hom verkeerd,
Want Paulus het in party plekke baie dieper gepraat as die apostels se geskrifte. En Petrus getuig dit. Hy sê hierdie man praat van dinge wat baie diep is, wat min mense kan verstaan. En dan gaan hierdie mense met hulle vlak dogma en hulle letterlike vertaling van die skrif en gaan vertaal die vers, ons sal hom in die lig tegemoet gaan. Sonder om Joshua se woorde by te bring, en dan gaan hulle verder en hulle sê 'n dag en datum. Terwyl Joshua sê, julle sal die dag en die uur nie weet nie. So, ons moet altyd sorg dat ons met die Lorber geskrifte, met 30 geskrifte, met Paulus geskrifte, altyd op die fondament sal staan. En na my, hoeveel, is dan seker 20 jaar wat ek ervaring met die vertaling van al hierdie nuwe openbaringe het, kan ek vir julle sê dat hierdie wat ons nou lees van Jacob Lorber staan vas op die fondament van Joshua die rots. En jy kan nie 25 redelike omvattende boeke se boodskappe vanuit die hemele bring wat nêrens mekaar teenspreek nie. En dit nie kan dan aflei dat dit die waarheidsgees is wat hom gelei het nie. Altyd sal daar, as daar mense betrokke is, sal daar altyd teenstrydighede wees. En baie keer vind ons dit eers lank na die tyd uit, soos ons het ervaar het met die profetesse en dogter van Sion, wat later aan laar geeste gekontak het, deur sekere wêreldse gebruike, kon hulle nie meer by die hoogste hemele aanklop vir die stem van Joshua nie. En die oomblik wanneer jy buite die orde van Vader gaan, veral as jy 'n profeet of 'n profetes is, gryp Satan die geleentheid, want hy het nou 'n deur, of die deur seksuele permissiwiteit is, of die deur drank is, of die deur sigarette, of dagga, of dwelms, of enige ander ontoelaatbare gebruik is. Gryp Satan daai persoon en gebruik hom verder vir homself, waar die persoon eers 'n werktuig van Vader was. Baie gevaarlik en baie ernstig wanneer ons profetiese geskrifte lees, en ons moet altyd vra, gedurig in die hart, Vader, gee vir ons die waarheid. Gee my die waarheid. Goed. Ons is by vers 10, nee. Nee, ons het al daai gelees. 83. Ons is oor nou klaar met 82's afgehandel. Nou, die gevolge van die sonsverduistering. Tydens hierdie konsternasie breek die son weer deur van agter die ander kant van die maan. En die ou opgewektheid kom weer terug in die harte van alle aanwesiges. Slegs Sirenius en ook Julius het tydens die hele verduistering volkome rustig langs my bly staan. Selfs my leerlinge het ietwat onrustig geword, en Jara en Josu het haastig in my skip wat aan die oewer gelê het gespring en het gebewe van angs. Ekskuus, ek het net gesê Joshua staan op land nie, hy was nog in 'n skippie sodat almal hom kon sien. Nou sy skippie is die skepie van liefde en waarheid. Dit is die skippie waarin ons almal moet wees. Want Jara en Josu het baie goed geweet waardeur 'n sonsverduistering ontstaan, maar hulle was nie op die willige huil voorbereid nie. En daarom, onthou hulle is 2 kinders, en daarom het hulle in groot angs op my skip gespring, en dring hulle daar so dig moontlik teen my aan, wat ons dan ook moet doen wanneer die duisternis oor die aarde kom. Maar Sirenius en Julius het intussen die mooi winterse sterrebeelde geniet, wat hulle nog nooit in die somer gesien het nie. Stadig maar seker word dit steeds ligter, en die ou blymoedigheid neem weer besit van die ontstelde harte van die mense, en die skippersknegte keer weer terug na hulle 3 skepe,
en vra die jongeling om vergifnis, omdat hulle hom voorheen so hard bygedam het. Nou mense praat baie van 3 dae duisternis. Ek is jammer, maar ek kry dit nie in die skrif nie. Ek weet nie of een van julle my kan help met 'n vers waar dit staan, dit sal 3 dae duisternis wees nie. Dit is 'n ding wat nou reg oor die wêreld posvat en almal profeteer dit en sê dat dit is die vestiging van ou profeseë. As iemand en selfs wat op die bandjie luister vir my dalk daai vers kan gee, dan kan ek ingelig raak. Maar die enigste duisternis wat ek sien, gaan 'n duisternis wees van die gees. Dit gaan of 7 jaar wees, of Yeshua sê, as ek nie die tyd vir julle verkort nie, sal selfs die uitverkorenes mislei word. Wat dan vir my sê, dit kan dalk 3,5 jaar wees. Daar is sulke tydperke aangegee, verdrukkingstydperke. So, ek weet nie wat dit is nie, maar nêrens kry ek 3 dae nie. Fisiese 24 uur tydperke nie. Want 3 dae kan jy maar deursit. Jy kan maar in die huis gaan sit, jy het mos ligte of kers of wat as die krag alles af is. En na 3 dae, dan gaan ons maar weer aan. Nie eers die goed wat in die grond is, sal doodgaan met 3 dae se duisternis nie. Maar 3,5 jaar geestelike duisternis, waar Yeshua, die ware Yeshua, nie meer aanbid gaan word nie, dit gaan nogal 'n ernstige ding wees. En ek wil julle asseblief, veral mense wat redelik op die internet rondgaan en soek vir waarheid, dis nie 'n verkeerde ding nie. Ons is vandag hier in ons gees, op ons geestelike vlak waar ons is, omdat ons soekers van waarheid was. Ons het bly soek, maar dit kan nie al wees nie. Die Bybel kan nie die enigste woord van God wees nie. Iewers moet Yeshua met ons praat, en dit het ons ontvang en ons lees dit vandag. Maar nou soek ons nog steeds, want dit is 'n soekersgees in jou. Maar ek wil net waarsku, besop vir wat nou in die wêreld aangebied word as waarheid. In kort kan ek jou sê, niks wat jy op die internet so sien nie, is reg nie. Hulle het vermoëns, tegnieke, om dinge vir jou so waar aan te bied. Jy sê, maar ek het dit gesien met my eie oë. Dan het jy 'n illusie gesien. Want hulle is meesters van illusie. En ek begin hierdie illusie sien wat nou deurkom. En alwaaraan ek vashou, is die woorde van die profete, die woorde van Yeshua, dat aan die einde daar slegs 'n klein oorblyfsel gaan wees. Moenie die verlossing in die groot megakerke gaan soek nie. Moenie die verlossing in honderde duisende by 'n Charlie Kirk begrafnis gaan soek nie. Al hierdie dinge is die illusie wat vir ons voorgehou word. Die mense is nou so gered. Almal sê nou, we are Charlie Kirk. Ons is almal Charlie Kirk. In daai geval is julle almal, want hy is doodgemaak. Ons moet almal Yeshua wees. Ons moet nie 'n mens volg nie. Niemand moet my volg nie. Want ek is vol sonde en ek kan ook verkeerd gaan. En ek het verkeerd gegaan in my lewe. Maar ek het dit elke keer reggestel. Ons moet Yeshua navolg. En hy sê 'n klein oorblyfsel, en dit gaan nie in die openbaar voor alle kameras en die wêreldse wat noem mense dit, al die multimedia. Ja, die multimedia, maar al die hype in Engels. Euphoria van die wêreld nie. Ons gaan verag en klein wees tot aan die einde. Gaan 'n ou klein skippie wees met net 'n paar mense. Wat dit vir my dan sê, want Yeshua het net met 2 mense daar gestaan, wat aandui dat dit min is. Alhoewel daar mense van die land by hom in die skip ingespring het, dit is so. 'n ander plek in die boek 2 Esra wat hulle uit die Bybel uitgegooi het, staan dit
dat dit soos 'n paar olyfvruggies sal wees nadat die oes afgehaal is. Dan bly daar altyd so hier en daar 'n vruggie aan die boom oor. 'n Ander plek in die Bybel, ek weet nie of dit Esegiel of Jeremia is nie, sê hy daar sal so min oorbly dat 'n klein seentjie hulle sal kan tel. Nou hoeveel is dit? Jy kan maar vir jouself dink, 'n klein seentjie is seker onder 5 jaar. Hoe ver kan hy tel? Dit is hartseer om te dink dat dit so min gaan wees wat in die waarheid gaan vasstaan, wanneer hierdie dinge oor die aarde gaan kom. Maar weer eens is hierdie 2 hoofstukke vir my 'n bevestiging van die min wat in die duisternis tyd gered gaan word. Ons almal kyk en ons sien die sionistiese wêreldmag wat nou eintlik maar goed pakslaag kry nou en op sy baadjie kry. En hulle, hierdie Satan en sy knegte is so skerp. Hulle weet die Christene is nou ingelig. En hulle kan nie meer hierdie Jode vir die mense aanbied met 'n tempel en wat ook al nie. Hulle moet die mense innerlike tempel moet hulle besit van kry. En hoe hulle dit reg gekry het is met die jabs of die inentings, met al die ander elektroniese gemors wat ons almal nou aan ons dra, noodsaaklik party nie noodsaaklik nie. Met kosse, met ander medisynes, met lig wat hulle bespuit, alles wil hulle doen om ons DNA te kry. Want die oomblik wanneer hulle beheer oor jou innerlike tempel het, oor jou gees, kan hulle Satan se gees in jou plaas. En dit is die merk van die dier. Dit is die onvergeefbare sonde. Want wanneer jy jou eie identiteit, jou eie wese verruil het vir 'n beheerde robotagtige wese of bestaan, waar hulle kan indrukke op jou plaas van buite af en jou kan manipuleer om eintlik enige iets te doen. En dit is al baie lank terug gedoen, al met die eerste oorloë wat hulle in die Midde-Ooste gehad het, het al die soldate 'n sekere chip ingekry. En hulle kon hierdie ouens vrolik en lekker maak as hulle op verlof gaan. Hulle kon hulle dodelik ernstig en moorddadig maak wanneer hulle in die oorlogsveld ingaan. Al daai dinge is bewys en ons het dit. En dit is, ons fokus nou so op daai klomp sioniste wat nou die tempel gaan bou en ons gaan nou nie daaraan ingaan nie. Maar ons vergeet dat hy die innerlike gaan verander. En dit, agter hierdie sioniste wat ons sien, wat ons nou weet, hulle is van die Satan, sit nog 'n groter mag van die Satan, wat vir die mense 'n absolute groot Christelike leer gaan voorhou. En die mense gaan daaroor val. En as hulle daaroor val, kan hulle ewige lewe verloor. So wees versigtig vir alles wat skyn van groots en teater en al hierdie ouens groot name wat almal loop en getuig. Dit is nie hoe dit gaan werk aan die einde nie. Ons moet net vashou aan wat ons het. Wat ons het is Yeshua. En ons bly daarby. Dan kan hulle ons nie mislei nie. En elke dag moet ons vra vir waarheid. Ook vir die Griek vra hulle om vergewing en die Griek sê, wat die geloof voorskryf moet iemand doen. Dit is nou die heidense geloof. As hy vir homself geen wyser teenargumente het nie. Maar vanaf moet julle geloof meer ontwikkel. Dan sal julle insien dat die verhewe gode sekerlik geen menseoffers uit ons hande verlang nie, omdat hulle self tallose middele in hand het om na willekeur 100.000 mense van hierdie aarde weg te neem. Die skeepslui aanvaar hierdie les van ons Griek
en beloof dat hulle in die toekoms by 'n soortgelyke verskynsel sy wyse les volledig in gedagte sal hou en daarin sal bly. Toe vra die skippersknegte aan die Griek of hy nou sy reis verder wil voortsit of dat hy dink om hier te bly. Maar die Griek sê, sien julle dan nie hierdie magtige jong man nie? Hy het my gehelp en gered uit julle blinde geloofswoede. Die lewe van my en van my enigste dogter is ek aan hom verskuldig. Hy alleen is nou my gebieder, en wat hy sal sê, sal ek ook doen. Sonder sy woord en sy wil sal ek, al duur dit ook 10 jaar, geen tree verder reis nie. Bovendien sê 'n goeie innerlike stem vir my, dat ek op hierdie onaansienlike plek nou reeds meer gevind het as in die hele Jerusalem. En waar kom daai innerlike stem vandaan? Dis van Yeshua, wat daar staan, wat hy nog glad nie herken het nie. Maar nou kry hy duidelikheid, hy het hier meer bereik as in die hele Jerusalem. Daarom bly ek hier. Ek sal nou met die opsigter van hierdie plek bespreek, of ek hier kan bly. As dit hier te doen is, laat ek dadelik my lasdiere na die oewer bring, en vervolgens al my saamgebringde skatte, en julle kan dan julle skepe weer laat gaan. Gedurende hierdie gesprek het ek, Sirenius, Julius, Marcus, die ou opsigter, Jara en Josua al op die skip aangekom, waar die Griek hom bevind het. En Marcus spreek hom dadelik aan en sê, vriend, jy sien dat 'n eerlike gasheer nooit gebrek het aan gaste nie. Kyk, ek is die gasheer van hierdie plek, en huisves in my klein hut, en in my tente, al die goeie gaste wat jy hier sien. Maar vir jou is daar ook nog plek, as jy hier wil bly. So duidelik sien ons dat Marcus, aan die eindtyd, sal dit die dogter van Sion in Suid-Afrika wees, die wat met Yeshua 'n absolute verhouding het, soos wat Marcus dit gehad het, wat sy huis beskikbaar gestel het vir al hierdie mense, en nog steeds sê vir die Griek, maar vir jou is daar ook plek, vir jou en jou dogter. So dat ons hieruit 'n les moet leer, dat ons hierdie mense wat in daai duisternis byna die dood gaan sien, en deur Yeshua gered word, dat ons hulle akkommodeer. Of dit op Gilgal is, en of dit op die fisiese grond is, ek weet nie. Weet dit nog nie. Die Griek sê baie vriendelik, vriend, ek het slegs 'n reghoekige plekkie van 30 tree in die lengte en 10 in die breedte nodig. Daar laat ek dadelik my 3 goeie en kosbare tente deur my meegenome bediendes opstel, en meer het ek nie nodig nie, want spys en drank het ek in groot hoeveelhede by my, en ek besit baie goud en silwer, om nog meer te kan koop, as die meegenome mag opraak. Ook het ek voer vir my lasdiere, en op die wyse is ek dus goed voorsien van al die nodige. Slegs 'n plek om dit alles onder dak te bring, het ek nie, en dit sal ek dus vir enige tyd van jou hier. Wat verlang jy per dag vir die gevraagde ruimte? Marcus antwoord baie vriendelik. Ek weet dat alles altyd presies by julle Grieke bereken word, maar by ons Romeine en by die beter Judeërs is dit geen gewoonte nie. Jy kan hier bly solank jy maar wil, en daar sal niks anders van jou gevra word, as jou egte en opregte vriendskap nie. As jy daar benewens iets wil doen vir 'n arm, hierheen verdwaalde mens, dan sal dit sonder rekening aan jou goeddinke oorgelaat word. Laat dus maar uitpak en maak dit vir jou so gerieflik soos in 'n huis in jou eie stad. Want solank as wat jy hier wil bly, staan jou nie slegs jou gevraagde stukkie grond nie, maar my hele, nie so geringe stuk grond ter beskikking. En op my tafel sal daar ook vir jou gedek wees. Sê my of jy daarmee tevrede is. Onthou, die tafels wat hiervan gepraat word, is nou wel fisiese etenstafels, maar dit sluit ook die geestelike brood, wyn en visse wat Yeshua dan elke dag vir hulle in die gees opdis.
Nou sê die Griek, ja vriend, daarmee beskaam jy my, en ek bevind my nou in 'n groot verleentheid. As ek jou groot, baie onbaatsigtige vriendskap in 'n sekere sin met niks kan vergeld nie, en ek sal dit nouweliks waag om gebruik te maak van jou waaragtige grootmoedigheid. Markus sê, vriend, jou vriendskap sal nog meer werd wees as alle groot aardse skatte wat jy by jou het en wat ek nie nodig het nie, omdat ek nou miskien nog groter het as jy, maar nie soseer stoffelik nie, dan wel geestelik. Die Griek sê, dan het jy dus lankal die een hoofletter, wat ek en my dogter reeds lang te vergeefs in alle uithoeke van die aarde soek. Markus sê, wat die hele aarde en alle sterre en die son en die maan jou tans nie kan gee, en ook geen tempel en geen orakel nie. Dit sal jy hier op hierdie plekkie vind. Laat dus maar dadelik uitpak, want jy is nou al op die goeie plek. Die Griek beveel nou dadelik sy 14 dienaars om aan die werk te spring. En so sal ons dan ook in baie toestande beland, waar ons vreemdelinge gaan moet inneem na ons huis toe. Ons sal nog steeds ons behuising vir hulle gratis moet aanbied. Ek het al baie gedink hoe ons dit fisies gaan doen. Dit is nou as dit nie 'n geestelike huis is, wat dan die mense nie noodwendig hier hoef te bly nie, maar net in die gees kan deel word hiervan, is dat die ou wat inkom met al sy skatte, kom ons sê, ons kry nou mense wat baie kos opgeberg het, sal moet bereid wees om sy kos te deel met almal wat hier op die plaas is. Want wanneer daai tyd aanbreek, sal ons almal gesamentlik uit een bron eet en drink. Dit is maar hoe dit gaan werk. Vader sal baie duidelik sorg vir die wat nie hier moet wees nie. Wat soos die klomp skippersknegte wat boos was in die see gegooi gaan word. Hulle sal dan uitgaan. En Vader sal dan hier in ons gemeente, in ons plek waar ons die bruiloft vir Yeshua moet voorberei. Want soos wat sy apostels 2000 jaar gelede geroep was om as gasheere te dien vir die bruid van daai tyd, en het hulle uitgegaan en die mense ingebring in die koninkryk in. So gaan ons hier in Suid-Afrika, volgens die profeseë, Sefanja 3, Jesaja 18, is dit duidelik, en ook in die Lorber geskrifte herhaal hy dit. Henoch sê, in die suidelike kwartier sal ek die laaste keer na die aarde toe kom. So hy gaan hier wees in die gees, maar daar gaan 'n sentrum wees waar hy ook gaan wees. En dit is in die suidelike kwartier, en as jy na die aardkaart kyk, na die aardbol, dan is Suid-Afrika die suidelike kwartier. Nie Australië nie, nie Suid-Amerika nie. Dit is in die suidepunt, noord-suid loop so. So ons het 'n groot werk voor ons, en Markus gee vir ons riglyne hoe ons gaan moet optree. Maar die grootste ding wat ons gaan moet doen, is om te deel met hierdie mense in die geestelike kos. Daarom is al hierdie geskrifte wat ons nou behandel, is op ons webwerf in Engels beskikbaar, in Hollands beskikbaar en Duits. Maar ons kan ook, dit vandag is dit in Spaans vertaal, in Frans, en ek weet nie watter ander tale nog nie. Maar dan het jy 'n groot deel van die verlore stamme van Israel se mense kan jy dan akkommodeer. Daarby gaan ook kom dat met die wedergeboorte van die bruid, die vermoë om dat ander mense jou gaan hoor in hulle taal. Ek weet nie of ons hulle taal sal praat nie, en of ons Afrikaans sal praat en hulle gaan dit hoor
asof daar 'n geestelike vertaler is, 'n translator in Engels. En hulle gaan dit in hulle taal hoor. Miskien telepaties. Ja, dalk heeltemal telepaties. Vandag, al daai klomp nasies wat nou verskillende tale praat, hou vergadering en hulle verstaan almal mekaar. Want hulle het sulke meganiese goed. Maar Vader se gaan uit en uit in die gees wees. En dan gaan almal kan hoor, maak nie saak watter taal hulle praat nie. En dit is ook hoekom ons by hierdie gemeente dan ook in Engels sing. Mense wat 'n verskriklike hekel het wanneer ons in Engels sing. Ons sing in Engels vir ons broers en susters wat van daardie lande kom waar dit die spreektaal is, sodat hulle ook heerlik saam met ons kan sing. En later dan sal hulle dan die ander tale begin bemagtig. So, listen kort vir my die geestelike lesse uit die twee hoofstukkies uit. En daar kan nog wees, het iemand nog iets vir ons wil byvoeg? Ekskuus, dit daai iewers in die skrif staan dat die son gaan word soos 'n harige sak. Ja. So is dit nie dalk 'n duister tydperk nie? Ja, dit is as jy dit fisies opneem. Die son word soos 'n harige sak en die maan word soos bloed. Joshua verduidelik dit, hy is die son. En die uitstraling van die ware evangelie sal so verduister word soos 'n harige sak. En ons wat die sonlig opvang, is soos die maan in die nag. En die maan sal nie meer helder skyn in die nag in die tyd van duisternis nie. Want onthou, die maan het nie self lig nie. Die maan het die son se lig wat weerkaats na die aarde toe. So dit het te doen met hy en ons as sy knegte gaan 'n baie klein liggie hê in die einde van die tyd. Dit is soos die maan soos 'n harige sak gaan word. Maar dat dit fisies ook so kan word deur al die besoedeling wat nou op die aarde begin, of ons die verwagting wat ons het as byvoorbeeld Yellowstone, daai verskriklike groot vulkaan oopgaan, sal die hele aarde getref word deur vulkaniese as en sal daar 'n bedekking wees en dan sal die son net so effentjies vir ons skyn. Vir hoe lank weet ek nou nie. Maar daar is ander groot vulkane wat ook daai omvang het. So dit kan gebeur. Maar alles het ook dan 'n geestelike aspek. Baie dankie.